Shabbat Shalom, dis Saterdagmôre en weet jy wat beteken dit? Dit beteken dis die dag om die lewende God te vereer en te verheerlik. Halleluja, man, ek is opgewonde vandag in Vader se teenwoordigheid en ek glo en vertrou dat jy is ook opgewonde. Jy's opgewonde vanweë die feit dat ons lewe in die laaste dae en ek en jy gaan dinge ervaar en beleef wat ons nooit gedink het in ons leeftyd ons gaan ervaar nie. Nou, dis baie belangrik dat ek en jy vandag hierdie onderwerp gaan hanteer, want is die oorlog, dis die konflik en is die feit dat ons lewe in die laaste dae. So ons almal se fokus is nou natuurlik op die konflik in die Midde-Ooste. Almal se fokus. So wat beteken die nuutste verwikkelinge vir ons as gelowiges en waar pas dit in Jahwe se profetiese kalender, sy profetiese tydlyn en wat kan ons verwag as gelowiges? Ek dink dis relevante vrae wat ons moet vra en wat hou die toekoms vir ons in? Want ek dink almal is bekommerd en as ek kyk na wat gebeur rondom die wêreld en ons hoor die gerugte, dan word 'n mens bekommerd. Daar's bekommernis in mense se harte. Maar ek wil vandag met jou gesels dat jy nie onnodiglik bekommerd sal wees nie, maar dat jou fokus nog steeds sal wees op die Skepper van hemel en aarde. So ek wil jou gou vat na die skrif, na Jesaja 46 vers 9 tot 10. Jesaja 46 vers 9 tot 10. Nou luister wat sê die woord hier. Hy sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek Elohim is, en daar is geen ander nie. Ek is Elohim en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde. En van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Wat die woord sê, mense, so dit wat deur Jahwe vasbesluit is, sal gebeur. So ek en jy kan nie nou bid teen die dinge wat gebeur in die Midde-Ooste, ons kan nie nou bid teen die woord en teen die eindtyd en teen alles wat besig is om te gebeur nie, ons kan nie. Want die woord sê dit baie duidelik, dat Jahwe verkondig al van die begin af, wat aan die einde gaan gebeur. So dis vasgestel. So dit wat Jahwe vasbesluit het, sal gebeur. Dit sal gebeur. Jahwe se doel sal uitgevoer word, want ouens, as ek die woord lees, dan weet ek, dat alles is besig om tot 'n einde toe te gaan. Daar moet 'n einde wees, Daar moet sekere goed gebeur wat die antichrist in bewind gaan bring en daar sekere goed wat moet gebeur sodat die Messias, Yeshua, ons verlosser en saligmaker, sy verskyning kan maak. So hierdie goed moet gebeur. So Jahwe se doel sal uitgevoer word. Dit wat Jahwe reeds verklaar het, sal nie verander nie. So ek en jy al vas ons vir 40 dae en al bid ons en al doen ons wat ook al, ons kan nie teen die gebeure en die dinge van die eindtyd bid nie. Ons kan nie teen die woord bid nie. Ons kan wel bid dat Vader ons die stamina sal gee en deursettingsvermoë en dat Vader sy gees in ons lewe sal instort, sodat ek en jy kan staande bly teen alles. Ons kan wel bid vir verlore mense wat tot bekering moet kom en dat die laaste groep mense nog moet inkom in die koninkryk van God. Daarvoor kan ons bid. Maar jy kan nie nou teen die woord bid vir dit wat moet plaasvind nie. So hoekom is daar vandag konflik in die Midde-Ooste? Hoekom? Nou hierdie kom eintlik al baie jare. Baie jare. En as jy jou woord ken, dan sal jy weet, daar was konflik selfs in die moederskoot, met Esau en met Jakob. En daar's konflik nog al die tyd tussen die Arabiese nasies en tussen Israel. Daar's konflik nog al die tyd, selfs toe die volk van Israel in die beloofde land in beweeg het, is daar konflik. Daar sal altyd konflik wees, maar luister wat sê die woord in Sagaria 12 vers 2. Kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming, en ook teen Juda sal dit wees tydens die belering teen Jerusalem. So hier sê die woord dat Israel en Jerusalem, Israel in geheel, gaan 'n beker van bedwelming wees vir almal wat om hom is. Kyk net wat gebeur in Suid-Afrika.
En selfs Suid-Afrika staan teen Israel op, want dis presies wat die woord sê, dat Israel en Jerusalem sal 'n beker van bedwelming wees vir die wat rondom hom is. So Israel word gehaat. En net so terloops, so word jy ook gehaat omdat jy 'n gelowige is. Jy word ook gehaat omdat jy saam met Israel staan. Solank as Israel 'n nasie is, sal daar konflik wees in die Midde-Ooste. Daar sal konflik wees. So met betrekking tot die laaste dae en die vervulling van die profesie wat Jahwe uitgespreek het, moet daar konflik en oorlog plaasvind. Dit moet plaasvind, mense. Daar moet konflik wees. Nou wil ek jou vat na die boek van Matteus, hoofstuk 24, vanaf vers 3. So maak jou Bybel oop, maak aantekeninge, want dit is belangrik dat ek en jy hierna sal kyk, en dat ons op die regte wyse hierna sal kyk met die regte bril, die regte perspektief, en dat ons die regte verklaring kan maak in terme van Vader se woord. So, Matteus hoofstuk 24 vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit, dis Yeshua, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms, en die volëinding van die wêreld? Ek wil dit weer vir jou gee, ek wil hê jy moet dit mooi snap en mooi daarna kyk, en toe hy, Yeshua, op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, wat is die teken van u koms, en die volëinding van die wêreld. So daar's 3 dinge, wat die disippels nou natuurlik vir Yeshua vra. Daar's 3 dinge. En die eerste ding is, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Nou, wat is hierdie dinge waarvan die disippels praat? Nou, die 2 verse voor dit, Matteus 24 vers 1 en vers 2, praat Yeshua en hy sê dat hy loop en sy disippels wys hom die tempel en hulle wys hom al hierdie goed in terme van Jerusalem en hoe pragtig die tempel is, en Yeshua sê vir hulle, hoorie, so daar sal nie een klip op 'n ander een staan van hierdie tempel. Nou kom die disippels en hulle vra vir Yeshua, nou met betrekking tot die tempel, met betrekking tot die verwoesting van die tempel, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Belangrik dat ons oplet na die woord, maar nou kom die volgende vraag, kom ook in, en hy vra, die disippels vra vir Yeshua, wat is die teken van u koms? In ander woorde, Yeshua se eerste koms, hier wandel hy saam met ons in vlees, en dis God wat vlees geword het, nou kom wandel hy onder ons, die woord verklaar dit, en hy kom wandel onder ons, en die disippels loop saam met hom vir 3,5 jaar, en so dis sy eerste koms, en hulle weet dat hy weer gaan kom, hy het dit aan hulle geopenbaar, in Johannes hoofstuk 14, Johannes hoofstuk 17, het hy dit aan hulle geopenbaar, dat hy gaan weg, maar hy kom weer terug. En nou vra hulle hom, maar wat is die teken van u koms? So van wat se koms praat die disippels? Hulle praat van sy wederkoms. Hulle praat van sy wederkoms. En dan vra hulle hom die vraag, wat gaan gebeur in terme van die volëinding van die wêreld? So dis belangrik om op te let na hierdie 3 dinge, wat hulle nou natuurlik vir Yeshua vra. So eerstens, wat gaan gebeur? Wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Die verwoesting van die tempel. Wat gaan gebeur in terme van die tekens van u koms? Wat is daar die tekens? En derdens, wat gaan gebeur in terme van die volëinding van hierdie wêreld? Die laaste gebeurtenisse tot die klimaks en die einde van tyd. So dis wat hulle Yeshua vra. Nou is Yeshua besig om hulle te antwoord. Nou, net so terloops, daar is nie 'n vervangingsteologie wat ek kan inbring in die boek van Matteus hoofstuk 24 nie, en soveel mense maak die fout daarmee, want hulle sê, nee, Matteus hoofstuk 24, dis geskryf vir die Jode, hoor. En ander mense sal sê, ja, maar hierdie gedeelte is vir die Jode, en daai gedeelte is vir die Christene. Nee, dis 'n vervangingsteologie. Die hele woord van Genesis tot by Openbaring is vir my en jou van toepassing. Want ek is gewas deur die bloed van die lam, ek is gered deur Yeshua, en dit veroorsaak dat ek ingeënt word in die makolyfboom, so ek is ingeënt in Israel. So dit beteken ek is deel van geestelike Israel.
So alles met betrekking tot sy beloftes en alles met betrekking tot die erfdeel wat aan Israel gegee word, wat aan hulle beloof word, wat aan Abraham gegee word, is met betrekking tot my. Want die woord verklaar het in die boek van Galasiërs, dat die wat in die geloof in Yeshua is nou natuurlik die nasate van Abraham. So as ek die nasate van Abraham is, dan beteken dit dieselfde beloftes wat aan hom gegee is my beloftes. Hoort aan my. So ek kan nie 'n vervangingsteologie inbring om te sê dat nee, hierdie gedeelte is vir die Jode en daai gedeelte is vir die Christene nie, want dis 'n valse leerstelling. Dis 'n valse leerstelling. Daar is net een aspek in die woord. Van Genesis tot by Openbaring is vir my as gelowige van toepassing. Die woord sê dit in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16 dat die hele skrif is ingegee. Die hele skrif deur Jahwe ingegee en is nuttig tot lering, tot teregwysing, tot onderwysing, tot weerlegging, sodat die mens van Elohim volkome kan wees, volkome toegerus vir elke goeie werk. So dis wat die woord sê. So daarom is dit belangrik dat ons nou gaan kyk na wat Yeshua kom openbaar. Wat openbaar Yeshua? Hulle vra hom hierdie vraag: wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat is die teken van die koms? Wat is die volëinding van hierdie wêreld? Nou antwoord Yeshua in Matteus hoofstuk 24 vers 4 en Yeshua antwoord en sê vir hulle: pas op dat niemand julle mislei nie. Die heel eerste woorde wat Yeshua praat, nadat hulle vir hom hierdie vraag vra, gee hy hierdie antwoord. Hy sê: pas op dat niemand julle mislei nie. Mense, daar is vandag misleiding in hierdie wêreld. Daar is absolute misleiding, maar watter areas vind misleiding plaas? En watter areas? Baie mense sal sê, ja, godsdiens, ja, dis een aspek. Maar misleiding vind plaas polities, op 'n politiese veld. Kan ek jou gou-gou vra, is daar enige van die huidige politieke partye en hulle leiers en die MP's en almal wat in die parlement is van Suid-Afrika, is daar enige van daai mense wat jy kan vertrou? Ja of nee? Is daar enige van daai ouens wat 100% die waarheid praat? Ja of nee? Nee. Nie een van hulle nie. Ek is baie jammer, nie een van hulle praat die waarheid nie. Nie een van hulle nie. Jy sien, want daar sal misleiding plaasvind reg oor hierdie wêreld. Daar sal misleiding plaasvind op 'n politieke veld. So polities sal daar misleiding wees. Tweedens, die media. Want ek en jy kan nie glo wat uit die media se mond uitkom. Ons kan nie. Want die media lieg vir ons. Ons weet dit mos nou al. En die media is daarop uit om jou met vrees te saai. En die oomblik wanneer daar vrees in jou lewe is, dan maak jy nou natuurlik besluite en is baie keer swak besluite. Dan nou natuurlik gesondheid en mediese misleiding. Onthou julle so 'n paar jaar terug? So 'n paar jaar terug, toe is daar gesê dat daar is hierdie verskriklike virus en mense moet nou in rye gaan staan en hulle moet hierdie inspuiting neem, want as jy die inspuiting nie neem nie, dan het jy moeilikheid. En mense was gedruk en geforseer om hierdie inspuiting te vat en mense is afgedank en mense het hulle werke verloor en hulle het bedank by die werk vanweë die druk dat hulle gesê het, maar ek gaan nie hierdie inspuiting vat nie en mense is met vrees gesaai. Absoluut. En dit was vandag alleen. Ons besef dit. En die wat die inspuiting gevat het, sit vandag met 'n groot probleem. En daar is duisende mense wat al hulle lewe verloor het as gevolg van die inspuitings wat hulle geneem het. Dan is daar sosiale misleiding. Ek en jy kan nie alles glo op TikTok en op Facebook en op YouTube en op Instagram en al die goede nie. Ons kan nie, want dit is nie die waarheid nie. Daar's baie goed wat leuns is en wat nie die waarheid is nie. En die vyand gebruik sosiale media en ek is ook dankbaar dat ons sosiale media kan gebruik vir die uitbreiding van die koninkryk van God, maar daar's baie keer 'n bose agenda agter die sosiale media kanale. Daar's 'n bose agenda. So mense, ons moet versigtig wees vir die misleiding op sosiale media.
En so terloops, AI het so oorgevat op sosiale media, jy weet nie meer wat is die waarheid nie, maar dan sien jy 'n prentjie of jy sien 'n video en is gemaak deur AI en daar's berigte wat gemaak word deur AI en dan dink jy, okay, maar is dit nou die waarheid? En mense hardloop daarmee, maar eintlik is dit die leuen. En dan laastens is godsdiens. Laastens is godsdiens. En dis ook waar groot misleiding plaasvind en mense staan op platforms, mense is by groot gemeentes, mense is op sosiale media netwerke en hulle is besig om 'n valse boodskap uit te dra en soveel mense te mislei. En dit maak my hartseer. Maak my so hartseer om te sien dat mense val daarvoor, want hulle ken nie hulle woord nie, en steede daarvan om die woord te vat en hulle woord te gaan lees, val mense vir die sosiale media leuns en is veral onder godsdiens of die dekmantel van geloof. Kyk wat gebeur nou in Matteus 24 vers 5 tot 8, luister wat sê die woord. Want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Messias en hulle sal baie mense mislei. So wat beteken dit? Dit beteken mense sal kom en hulle sal die verklaring maak dat Yeshua is die Messias. Maar saam met dit, want dit klink great en dit klink reg en want hy is die Messias, maar saam met dit bring hulle 'n verdraaiing in hulle leerstelling en dan gaan hulle baie mense mislei. En is presies wat vandag gebeur. Want solank mense hoor dat Yeshua is die Messias, maar hulle hoor nie die volle waarheid nie, en daar word leuns uitgedra, en mense val vir daardie leuns, en daarom sê Yeshua, hy het dit genoem in die begin, hy het dit genoem in sy woord, hy sê, ouens, baie sal kom onder my naam, en sê maar, dat ek is die Messias. Nou sal baie mense tot struikeling bring, of baie mense mislei. En nou kom die gedeelte waar ons in vandag is, en hy sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. So, sien jy dit? Sien jy die oorloës? Hoor jy die gerugte van oorloë? Ervaar jy dit? En is nou al 'n geruime tyd so, en is eintlik die afgelope paar jaar so, maar dit neem toe eksponensieel, en dit neem toe elke week, en elke maand, en elke jaar. So Yeshua sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie. Hier's Yeshua se woorde, waar hy vir ons sê, ouens, moenie nou verskrik word nie. Moenie nou bekommerd word nie, moenie nou verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Ons almal wil graag vir ewig in Vader se teenwoordigheid wees. Ons almal wil graag die koms van Yeshua ervaar en beleef. Ons almal roep dit en ons bid daarvoor en ons sing dit maar om daar uit te kom, moet hierdie goed gebeur. Dit moet gebeur. Hier sê Yeshua dit. Hy sê, want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnote wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. En luister baie mooi. Hy sê, want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan. So ons sien dit vandag. Ons sien dit vandag en ons ervaar dit, en een koninkryk teen 'n ander koninkryk, en daar sal hongersnood en pestsiektes wees. Nou wat is die resultaat van 'n oorlog? Wat is die resultaat? Wat is die resultaat van konflik tussen nasie en nasie? Wat is die resultaat? Hongersnood en pestsiektes. Dis die resultaat, mense. Want wanneer daar hongersnood is, en daar's haglike omstandighede, en daar is nie mediese dienste nie, wat gebeur dan? Dan verval mense in siekte. So, dis absoluut die resultaat van wat gaan plaasvind en wat nou plaasvind in hierdie tyd waarin ons lewe. En daar sal aardbewings op verskillende plekke wees, maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. So wat sê Yeshua? Hy gee vir ons 'n lysie van dinge wat gaan gebeur en waarop ek en jy moet let. En hy sê heel eerste, ouens, daar gaan oorlog wees, daar gaan konflik wees, nasies staan op teenoor mekaar en selfs Suid-Afrika staan vandag op teen Israel en teen Amerika. Selfs Suid-Afrika het ook nou homself ingewurm in hierdie geveg om nou sekere aannames te maak en op te staan teen Amerika en op te staan teen Israel en
Ek is baie jammer, maar as Suid-Afrika daarop gaan aangaan, dan is daar moeilikheid. So nasies staan teen mekaar op. En die woord sê, Yeshua praat, hy sê, koninkryk sal opstaan teen koninkryk. Nou hierdie is nie net fisies nie, maar geestelik. Ek wil jou vat na Daniël hoofstuk 10. Daniël hoofstuk 10 is Daniël besig om te bid. Hy vas en bid vir 21 dae. Op die eerste dag wat hy gebid het Vader al reeds sy gebed gehoor. En hy stuur die engel om met hom te gaan praat. En daardie engel vat 21 dae om by hom uit te kom. En toe hy by hom uitkom, toe sê hy, hoorie so, jou gebed is al van die eerste dag verhoor, maar ek was besig om te beklei en te veg teen die vors van die koninkryk van Mede en Perse. So hy was besig gewees in hierdie konflik gewees, so dit wat in die geestesrealm gebeur, is nou natuurlik die geestelike koninkryke wat teen mekaar in konflik kom. Net soos daardie tyd met Daniël, wat hy sê, maar dis die vors van die koninkryk van die Mede en Perse. En net so is daar vandag ook koninkryke bo ons in die geestesrealm wat in konflik kom, want die antichrist moet sy verskyning maak. Die laaste dae moet alles begin plaasvind. En daar is sekere mense wat op hierdie aarde is wat die vyand gebruik om sekere goed in plek te bring, sodat die laaste dae en sodat alles vervul kan word wat in Vader se woord opgeteken is. Dan sê daar sal hongersnood wees, pestsiektes, aardbewings, en en dit is die begin van die smarte. Met ander woorde, dis die geboortepyne wat besig is om plaas te vind. Die geboortepyne. Met ander woorde, daar is reeds 'n swangerskap. Reeds 'n swangerskap. Die geboortepyne is daar. So binnekort gaan die geboorte plaasvind. Maar net soos 'n swanger vrou is die geboortepyne redelik in die begin, is dit redelik ver van mekaar af, totdat dit meer intens en meer intens en meer intens raak, want dan kom jy agter, okay, maar die geboorte is nou baie naby, totdat die geboorte plaasvind. Yeshua gaan verder in vers 10 en hy sê dat baie sal tot struikeling gebring word en mekaar verraai. Vers 11 sê hy, valse profete sal opstaan en mense mislei. Vers 12 sê hy, die ongeregtigheid sal vermeerder en die liefde sal verkoel. Nou wat se liefde is dit? Wat se liefde is dit? Is dit die liefde van die wêreld? Is dit die liefde van ongeredde mense? Is dit die liefde van goddelose mense? Nee, want hulle kan nie iets verloor wat hulle nie het nie. Hulle kan nie iets verloor wat hulle nie het nie. Want die woord sê dat die ongeregtigheid sal vermeerder. Wat is die ongeregtigheid? Dis wetteloosheid. Dis wetteloosheid. So wanneer die wetteloosheid toeneem, gaan die liefde begin verkoel. Want die woord sê in die boek van Johannes hoofstuk 14 vers 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie. So wat se liefde gaan verkoel? Dis die liefde teenoor Jahwe en teenoor Yeshua. Dis die liefde wat gaan verkoel. Want die ongeregtigheid, die wetteloosheid vermeerder reg oor hierdie wêreld, en as daar nie wetteloosheid is nie, wanneer daar wetteloosheid is, dan beteken dit daar is nie liefde teenoor Jahwe en teenoor Yeshua. So maklik soos dit. Dan vers 13 sê hy, volhard tot die einde toe en julle sal gered word. En nou kom ons by vers 15. Matteus hoofstuk 24 vers 15. En luister wat sê Yeshua. Hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is, deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hom wat lees of hy wat lees oplet. So hierdie is Yeshua wat verwys terug na Daniël 9 vers 27, waar die gruwel van die verwoesting is nou natuurlik die antichrist, wat sy verskyning maak. Die antichrist wat sy verskyning maak. So die antichrist maak sy verskyning tussen al hierdie en tydens al hierdie gebeurtenisse. So wanneer maak die antichrist sy verskyning?
met die begin van die smarte, wanneer al hierdie goed begin toeneem, wanneer die aardbewings en die oorloë en die konflik en al hierdie goed toeneem, en die geboortepyne begin toeneem, dan gaan die anti-kris sy verskyning maak, want Yeshua sê dit in Matteus 24 vers 15. As jy verder gaan lees, dan sal jy sien, Yeshua begin praat oor die verdrukking. Hy begin praat oor die groot verdrukking wat oor hierdie aarde gaan wees. So voordat die groot verdrukking plaasvind, maak die anti-kris sy verskyning. Kom ek vat jou na die woord 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3. En kom ons gaan lees dit saam. Hy sê, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons meester Yeshua die Messia en ons vereniging met hom. Waarvan praat hierdie woord? Waarvan praat Paulus? Hy praat spesifiek oor die wederkoms van ons meester Yeshua en waar ons Yeshua gaan ontmoet. Hy praat oor een gebeurtenis wat gaan plaasvind, die wederkoms van Yeshua en waar ons hom gaan ontmoet, ons vereniging met hom. Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van die Messias al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Hier praat Paulus, presies soos wat Yeshua gesê het, toe hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. En die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Nou wat se afval moet kom? Weet jy wat se afval moet kom? Daar moet oorlog wees, daar moet konflik wees, nasies staan teen mekaar op, koninkryke staan teen mekaar op, hongersnood, pestsiektes, aardbewings, daar sal struikeling en verraaiing wees, daar gaan valse profete wees, ongeregtigheid gaan vermeerder, die liefde van baie sal verkoel. Dis die afval waarvan die woord praat. Daar gaan 'n afval wees, die ongeregtigheid vermeerder, die liefde van baie verkoel. Wanneer die omstandighede reg is, weet jy wat gaan gebeur? Die anti-kris maak sy verskyning. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde, wetteloosheid, geopenbaar word, die seun van die verderf. So hierdie dinge wat vooraf gebeur, soos wat beskryf is in Matteus 24, is juis om die anti-kris te openbaar. Juis om die anti-kris te openbaar. Dis hoekom Yeshua hierdie goed noem. Van vers 4 af begin hy praat tot en met vers 13 en hy sê volhard tot die einde toe en in vers 15 sê hy, ouens, julle moet weet dat die anti-kris gaan sy verskyning maak. Kom ek vat jy gou na Openbaring hoofstuk 6. Vers 1 tot 2 en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. So wie is hierdie, wat nou natuurlik sy verskyning maak, by die oopbreek van die eerste seël? Nou, baie mense sê, okay, maar ons is nou al by die 5de seël. Nee, ons is nie by die 5de seël. Ons moet die woord lees. Ouens, keer terug na die woord toe, en gaan lees die woord, soos wat opgeteken is in die woord. Want ek het nou vir jou gegee, Matteus hoofstuk 24 vers 15, 2 Tessalonisense hoofstuk 2, en die feit dat die anti-kris sy verskyning moet maak. Nou kom ons by Openbaring 6 vers 1 tot 2, en hier sê die woord, en ek het gesien toe die lam een van die seels oopgemaak het. So wie maak die seels oop? Wie maak dit oop? Yeshua maak die seels oop. Yeshua maak al 7 die seels oop. Hy maak die eerste seël oop. Wie verskyn hierso? Kyk, ek het gesien, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, en om te oorwin. So wie is dit wat sy verskyning maak? Dit so terloops, dit kan nie Yeshua wees nie. Want Yeshua is die lam wat die seels oopmaak. Hy maak die seels oop. Hy maak al 7 die seels oop. Dis nie Yeshua wat sy verskyning maak nie. So wie maak sy verskyning hier? Dis die anti-kris.
Dis die anti-kris. So met die eerste seël wat oopgemaak word, verskyn die anti-kris. So het die anti-kris al sy verskyning gemaak, volgens Matteus 24 vers 15, volgens 2 Tessalonisense hoofstuk 2, het hy al sy verskyning gemaak? Nee. So die eerste seël is nog nie oopgemaak nie. Dis so maklik soos dit. Ons is nie nou al by die 5de seël nie, ons is by die eerste seël, of ons is nog nie by die eerste seël nie, hy moet binnekort oopgemaak word. So kyk hier wat gebeur hier. Die woord sê, en hy wat daarop sit het 'n boog en aan hom is 'n kroon gegee. So wat beteken hierdie boog en wat beteken hierdie kroon? So kroon, kom ons gaan kyk eers. Kroon, hy het 'n kroon, hierdie persoon op die wit perd, nou net so terloops, die anti-kris is 'n nabootser. Die anti-kris is 'n nabootser. Hy is die anti-Messias. So hy gaan die Messias naboots. Hy is die anti-Messias. So 'n kroon, die oorspronklike Griekse vertaling, die woord kroon, is Stephanos. Stephanos beteken eer, autoriteit, heerskappy en koningskap. Dis wat dit beteken. Maar dis nie Yeshua se eer en autoriteit en heerskappy en koningskap nie. Hierdie is 'n tydelike autoriteit. Dis 'n tydelike heerskappy, dis 'n tydelike koningskap. Wat die anti-kris kry net vir 'n tydperk. Gaan lees die boek van Openbaring hoofstuk 13. Gaan lees Daniël, gaan lees die boek van Daniël. Dat die anti-kris kry mag. Die anti-kris kry autoriteit. Die anti-kris kry heerskappy vir 'n kort tydperk. Vir 'n kort tydperk. En dan sê die woord, hy het 'n boog. Nou wat is 'n boog? Nou die Griekse 'n woord vir boog is toxin. En toxin beteken wapen soos 'n boog en pyl. Wapen soos 'n boog en pyl. So, wat kan jy nou natuurlik, as jy nou vandag kyk, wat kan jy nou natuurlik vergelyk met 'n pyl en boog, as jy na vandag se moderne wapenry kyk? 'n missiel. So, waarmee is Iran besig? Waarmee is Iran besig? Iran is besig om missiele af te vuur, en Iran is besig om sy mag te probeer tentoonstel, en as jy gaan kyk na die woord toxin, dis waar die wortelwoord toxin is waar jy nou natuurlik toxin of poison vandaan kry, en poison of 'n poison arrow is nou natuurlik 'n nuclear missile. So dis waarvan die woord praat in terme van die laaste dae waarin ons lewe, wanneer die anti-kris sy verskyning maak, gaan dit te paard gaan met missiele, dit gaan te paard gaan met nuclear missiles, dit gaan te paard gaan met mag, en dat hy sy mag gaan tentoonstel, want al hierdie dinge wat besig is om te gebeur, soos wat Yeshua vir ons kom verduidelik, is juis om die anti-kris te openbaar. Want daar moet konflik wees, daar moet chaos oor hierdie aarde wees. En die oomblik wanneer daar chaos is, dan kan die anti-kris sy verskyning maak om orde te skep uit die chaos en sogenaamde vrede te bring oor hierdie wêreld. So die anti-kris se koms is om sy mag tentoon te stel en om dan al sy politieke, sosiale en godsdienstige wêreldeenheid te implementeer. So daar moet algehele chaos wees vir hom om in plek gebring te word. Kom ek vat jy gou na Esegiel hoofstuk 38, en Esegiel 38 praat van die Gog en die Magog oorlog. Dis eintlik Wêreldoorlog 3. En Wêreldoorlog 3 is op hande, ouens. Is op hande. Ons moet bewus wees daarvan. So hierdie goed is op hande. So dit is die Midde-Ooste nasie saam met Rusland teen die nasie van Israel. En wie is hierdie nasies? Dis Turkye, dis Iran, dis Rusland, dis Sudan, dis Libië en moontlik 'n paar Europese lande wat saam met hulle gaan beklei. So wanneer gaan dit gebeur? Wanneer gaan hierdie oorlog gebeur? Die woord sê vir ons wanneer hierdie oorlog gaan gebeur in Esegiel 38. Die woord sê dit vir ons. Kom ek lees gou vir jou. Esegiel 38 vers 11. Dit is wanneer hierdie oorlog gaan plaasvind. Esegiel 38 vers 11 en sê, ek sal optrek teen die land wat oop lê
en ek sal kom by rustige mense wat in veiligheid woon, wat almal woon, want almal woon sonder muur en geen grendel of poorte het nie. So hier sê die woord dat wanneer hierdie oorlog gaan plaasvind, is wanneer daar rustigheid op hierdie aarde is. Wanneer daar veiligheid op hierdie aarde is, wanneer almal in rustigheid en in veiligheid woon, maar is presies wat die woord sê, wanneer daar relatiewe vrede is in die Midde-Ooste, dan moet ek en jy versigtig wees. Dan is daar moeilikheid. 1 Tessalonisense 5 vers 3 sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, en jy hoor dit in die gange, en jy hoor hoe praat hulle, o nee, daar moet 'n vredesverbond wees, o nee, daar moet vrede kom, daar moet 'n wapenstilstand geroep word, vrede en veiligheid in die Midde-Ooste. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood van 'n swanger vrou. Soos wat? Die barensnood van 'n swanger vrou. Met ander woorde, die geboortepyne het nou al hoe nader gekom en al hoe meer intens en al hoe meer intens, en dan ewe skielik is dit die geboorte wat plaasvind. So die woord sê, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood van 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. So, die geboortepyne is reeds daar. En dit beteken, die geboorte is naby. So wat sê die woord oor wat nou aan die gang is tussen Iran, tussen Israel en Amerika? Wat sê die woord? Jeremia 49 vers 34. Luister wat sê die woord. Die woord van Jahwe wat tot die profeet Jeremia gekom het oor Elam. Nou, wie is Elam? Wie is Elam? Elam is nou natuurlik die seun van Sem. En Sem is die seun van Noag. So Elam is Sem se seun, en Elam is die nasie of die koninkryk van Iran. Dis daar die mense, die Elamiete. Die Elamiete is nou natuurlik die wat in Iran is, dis almal wat in Iran is, dis die Elamiete. So, die woord van Jahwe wat tot die profeet Jeremia gekom het oor Elam, in die begin van die regering van Sedekia, die koning van Juda, naamlik, so sê Jahwe van die leerskare, kyk, ek verbreek die boog van Elam. In ander woorde, sy missiele, die boog en pyl, dit wat hy afvuur, sy mag, sy autoriteit, ek verbreek die boog van Elam, die keer van hulle krag, en ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi. En ons sien dit vandag, dat die mense van Iran is verstrooi reg oor die wêreld. Reg oor die wêreld. En daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie, en ek sal Elam verskrik voor hulle vyande en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil oor hulle bring. Die gloed van my toren, spreek Jahwe, en ek sal die swaard agter hulle aanstuur, totdat ek hulle vernietig het, en ek sal my toren in Elam vestig, en sal koning en vorste daaruit tot niet maak, spreek Jahwe. Maar aan die einde van die dag sal ek die lot van Elam verander, spreek Jahwe. So dis wat vandag besig is om te gebeur. So mense, wat moet ek en jy doen? As ons nou kyk na die woord en ons sien wat besig is om te gebeur, wat moet ek en jy doen? Wat moet ons doen? Nommer 1, ek en jy moet vasstaan in die geloof. Eers ons moet vasstaan in die geloof. Ek en jy kan nie nou van stryk afgebring word nie. Ek en jy kan nie nou val nie. Ons kan nie nou ons geloof verloor nie. Ek en jy moet vashou aan die onwankelbare hand van Jahwe ons Elohim. Tweedens, kry jou lewe in orde. Kry jou lewe in orde. Mense, daar kan nie nou nog dinge wees in jou lewe wat nie daar moet wees nie. Jy kan nie nou nog sukkel met gewoonte sondetjies nie. Jy kan nie nou nog sukkel met dinge in jou lewe wat 'n skeiding maak tussen jou en Jahwe nie. Jy kan nie. So kry die 2 duimstukkie twak uit jou lewe uit, en kry die drank uit jou lewe uit, en kry die pornografie uit jou lewe uit, en kry jou lewe in orde, want die tyd is naby. Derdens, maak voorsiening.
Maak voorsiening. Begin so lank voorsiening maak as jy kan, kry vir jou goed bymekaar. Maak voorsiening. As jy kan, plant vir jou groente. As jy kan, maak voorsiening soveel as wat jy moontlik kan maak. Maak voorsiening. En die volgende een, wees standvastig. Wees standvastig. Vader verwag van ons dat ons standvastig moet wees in ons geloof. Ons kan nie nou deur elke wind en lering en deur dit wat mense sê rondgeslinger word. Nou wat is die waarheid? Okay, ek moet nou hierdie kant doen. Nee, ons moet nou hierdie kant doen. Nee, ons moet nou dit doen. Nee, wees standvastig in die woord van Jahwe. Moenie mislei word nie. Moenie nou mislei word nie, maar daar gaan baie misleiding wees. Daar gaan baie misleiding wees. Mense, in die laaste dae gaan daar baie misleiding wees op alle aspekte. Polities, media, mediese veld, op alle terreine gaan daar misleiding wees. En dan die laaste punt, volhard tot die einde toe. Volhard tot die einde toe. Want mense, ek en jy moet nou vas staan, soos nog nooit van tevore nie. Staan vas. Volhard tot die einde toe. En dis die woord wat ek vandag in jou lewe wil oordra. Sodat jy vandag kan besef, maar hierdie dinge wat besig is om te gebeur, moet gebeur. Dit moet gebeur. Ek loop iemand raak in die winkel, so week of wat terug. En die persoon praat met my en sê, pastoor, maar hoorie so, wat gebeur nou? Wat gebeur nou met hierdie konflik in die Midde-Ooste? Ek sê, maar hoorie so, ontspan. Hierdie goed moet gebeur. Dit moet gebeur. So ek en jy wil graag die Messias sien. Ons wil graag by hom wees vir ewig en vir altyd. Ons wil graag met hom verenig wees en om daar te kom, moet hierdie goed gebeur. Dit moet gebeur. So ouens, volhard tot die einde toe en jy sal gered word. So ek wil saam met jou bid net daar waar jy is. En ek wil vra dat Vader jou sal versterk in hierdie tyd van onsekerheid. Dat jy nie bekommerd sal wees nie, maar dat jy sal opkyk na ons hulp. En ons hulp kom van die lewende God wat hemel en aarde geskaap het. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons vandag net by u woord kan uitkom. En u woord is absoluut die waarheid. Dankie vir u woord. Dankie dat u ons harte kom aanraak. Dankie vir die bemoediging vandag uit u woord uit. En Vader, ons weet dat die dinge gaan moeilik raak. Ons weet dit, ons sien dit, ons ervaar dit en ons beleef dit. Vader, my gebed is dat u ons sal help ten spyte van ons storms en ons omstandighede. Vader, my gebed is dat u El Shaddai in ons lewe sal wees, die Almagtige wat voorsien in al ons behoeftes. Vader, gee vir ons die vermoë om te kan staande bly. Gee vir ons die vermoë om te voorsiening te maak. Vader, my gebed is dat u 'n hand sal openbaar oor elkeen van ons. Vader, dat u ons sal voed, dat u ons sal help, dat u sal voorsien in hierdie tyd waarin ons beweeg. Vader, ons het u nodig. Ons roep vandag na u, die skepper van hemel en aarde. Ons het u nodig, Vader, ons as u volk, ons as u kinders, Vader, het niemand anders en niks anders as u nie. Ons wil kom skuil by die rots vandag. En ek bid, Vader, help ons, lei ons en versterk ons. Vader, ek bid vir mense se geloof om standvastig te wees. Vader, ek bid vir mense se deursettingsvermoë. Vader, ek bid dat mense vandag die gedagtes sal hê en die vermoë sal hê om te volhard tot die einde toe, want dan sal ons gered word, sê u woord. Ek dank u, Vader. Lei ons, versterk ons deur u Heilige Gees, en dat die Gees van God vandag met ons sal wees, dat u Ruach in ons lewe sal manifesteer soos nog nooit van tevore. En dat u daardeur vereer en verheerlik sal word. Dis ons gebed en ons uitroepe vandag in die naam bo alle name, die naam van Meester Yeshua. En ons Gees roep uit. Halleluja. Halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek glo en vertrou dat hierdie woord het jou so 'n bietjie insig kom gee. So mense, staan vas in jou geloof en volhard tot die einde toe. Nou ja, dit is altyd lekker om met jou te gesels. Jy moet 'n amazing Shabbat verder beleef. Tot volgende keer. Shalom.